Wat sê die Bybel oor eensaamheid? Iets wat baie mense ervaar, maar baie mense weet nie hoe om daarmee te deel nie, of is dit normaal, is ek vreemd? Soms wil mense net weet wat sê die Bybel. So, ons gaan kyk na 4 verse van wat die Bybel sê spesifiek oor eensaamheid. En ons begin met Psalm 25 vers 16. Praat die skrywer hierso en hy sê: Turn to me and be gracious to me, for I am lonely and afflicted. So wat ons hier sien is die skrywer van die Psalm wat Dawid is, Dawid hierdie groot koning wat magtige goed gedoen het, kom na die Here toe en hy sê, for I am lonely and afflicted. So die eerste ding wat die Bybel vir ons sê oor eensaamheid is, dis nie, of anders sê, dis nie spesiaal nie. Jy is nie alleen in jou eensaamheid nie. Selfs die grootste, kragtigste mense van God het eensaamheid ervaar. Ons lees ook in Psalm 68 vers 5 tot 6. Sien ons hierso: A father to the fatherless, a defender of widows, is God in his holy dwelling. Mense wat verlate voel, mense wat voel dat hulle alleen is, hulle het nie meer die mense by hulle wat hulle sterk laat voel het nie. A father to the fatherless, a defender of widows, is God in his holy dwelling. God sets the lonely in families. He leads forth the prisoners with singing, but the rebellious shall live in a sun-scorched land. Die Bybel sê vers 6, God sets the lonely in families. Hy gee vir ons 'n nuwe gesin. Hy gee vir ons mense wat by ons kan wees, dat ons nie meer daai eensaamheid ervaar nie. Dis die 2 gedeeltes in Psalm. Nou gaan ons na 2 Timoteus 4 vers 16. 2 Timoteus 4 vers 16 en 17 sê vir ons: At my first defense, no one came to my support, but everyone deserted me. Sê die skrywer van Timoteus, wat Timoteus is. At my first defense, no one came to my support, but everyone deserted me. May it not be held against them, sê die skrywer. Soms voel ons dat mense wat ons desert of eensaamheid laat beleef, moet gestraf word, of hulle moet iets van dit ook ervaar. Hierso leer ons, Timoteus sê vir ons, may it not be held against them. But the Lord stood at my side and gave me strength, so that through me the message might be fully proclaimed, and all the Gentiles might hear it. And I was delivered from the lion's mouth. Die skrywer sê hierso dat the Lord stood by my side. En dis 'n belangrike ding om te weet. Ons voel eensaam, maar as ons die Here het, is ons nie altyd eensaam nie. En dan maak ons klaar die laaste vers, lees ons in Hebreërs 13 vers 5. Hebreërs 13 vers 5 sê: Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. So hy gee eers instruction, dan sê hy, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Moenie soek in die goed rondom jou om die eensaamheid te breek nie. Soek God. For never will I leave you, never will I forsake you. Wat belangrik is om te weet is, in ons eensaamheid beteken nie God is afwesig nie. Inteendeel, dis wat ons hierso sien in die Bybel, wanneer ons op ons mees eensaam voel, wanneer ons moet vashou aan die feit dat God by ons is. Want die Here se teenwoordigheid verander nie noodwendig ons omstandighede nie. So ons voel asof die Here nie daar is nie, wat niks verander nie. Maar wat jy moet weet is, as jou omstandighede nie verander nie, sal God nog steeds by jou wees. Dit beteken nie God is nie by jou nie. En dit is 'n belangrike ding om te weet van wat die Bybel sê oor eensaamheid.